Welkom by die week se AMT Wildoorsig. Ons sien pryse is nou besig om te daal op die veilinge en gesels met Franco hoekom dit nou gebeur. Ons kyk ook wat boere voor moet uitkyk soos ons in volgende seisoen in beweeg en ook kontroversiële uitsprake rondom die Amerikaanse jagmark. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ons het dan amptelik 30,000 YouTube subscribers bereik. Wat 'n voorreg om hierdie pad saam met julle elkeen te kan stap. Elke kyk, deel, kommentaar en boodskap help om AMT se gemeenskap net sterker en sterker te maak. Dankie dat julle ons vertrou om hierdie landboumarkinsigte met julle te deel. Ons waardeer elkeen van julle opreg. En ons is opgewonde oor die pad vorentoe. Ons het gesien dat vlakte wild met so 1% gedaal het laasweek, intermediêre wild weer so 0,7% gemiddeld gestyg het, hoër waarde wild ook 1% laer en kleurvariante se gemiddelde prys 0,6% laer die afgelope week. Soos al genoem, ons kyk hier na die gemiddelde pryse van die spesies en van die vroulike dier, die manlike dier en die teelkudde se gemiddelde prys om 'n spesifieke spesies se prystendens aan deur te gee. Ons sal wel kyk of ons dit bietjie meer in detail vir julle kan afbreek in die volgende episodes. Onder vlakte wild het springbokke dan sywaarts gebly op R12,899 gemiddeld. Rooibokke daal met 2% na R5,314 met blesbokke 1% hoër op R4,253. Gemsbokke daal 2% na R31,488, blouwillebeeste 1% laer op R11,194, met volstruise 1% hoër op R5,470 en zebras bietjie laer op R10,782 gemiddeld. Onder intermediêre wild het Kaapse elande met 1% gestyg na R25,711, terwyl kameelperde gebly het op R21,885. Kudu styg egter met 2% na R24,079. Letchways bly onveranderd op R16,211, met Nyalas ook onveranderd op R15,845. Rooi hartebeeste styg egter so bietjie na R19,168 gemiddeld op laasweek se veilings. Onder hoërwaarde wild het Livingston elande se pryse 3% afgekom na R41,107, Baster gemsbokke ook laer op R100,166, met buffels sywaarts op R69,920. Swartwitpense het dan 1% gedaal na R38,666. Onder kleurvariante het wit blesbokke dan die skerpste styging getoon en styg met 2% na R5,433, met swart rooibokke so 3% laer op R20,317. Gouwillebeeste en koperspringbokke was dan ook bietjie laer, maar sien ons dat alle ander kleurvariante se pryse dan redelik sywaarts beweeg het op laasweek se veilings. Soos beloof gesels ons alweer met Franco vandag. Ons kyk na veilingspryse wat so 'n bietjie teruggesak het en so 'n paar probleme wat ons nou in die bedryf ook sien. Maar welkom by ons vandag, Franco. Was hy? Môre ons gesels. Franco, ek sien as ons nou die pryse kyk wat ek nou net genoem het, dat dit so klein bietjie teruggesak het. Is dit maar weens laer vraag of is dit maar net veilings wat nie noodwendig high profile veilings is nie? Nee, ek dink dit is 'n basiese kombinasie van alles. Ek dink ek laaste sê ek dink die ouens het redelik voorraad. Op sekere spesies is baie laag in voorraad. Wat is jy nog vir ons 'n voorbeeld kan gee? Ek dink gemsbokke raak een van daai onderdruk spesies kan ek sê, want die ouens skiet hulle redelik. Die ander kom die ouens weg in goeters. So ja, ek dink ons moet kyk na wat in die mark aangaan. Die Amerikaners is hier, hulle jag, daar's baie kontroversie oor sekere goeters wat ons later sal oor gesels. Maar ek dink die ouens begin nou dit wat nog so altyd so in hulle spense is, begin hulle nou 'n bietjie uitskiet. So ek dink ons gaan weer dalk eers kan ons sien dat daar iets gaan gebeur. So ek laas gesê, ek dink ons manlike spesies is min of meer redelik in prys kom bietjie af. Die teeldiere gaan definitief nou bietjie onder druk kom, as gevolg van die teelseisoen, maar dit kan Augustus maand definitief weer optel as die ouens weer hulle beplanning goed kry vir volgende jaar reg kry. En dit sal seker dan nou hierdie veilingspryse ook onder druk sit, want ons vat nou 'n manlike, vroulik en die teelkudde se gemiddeld nou vir die spesies amper. Soos jy sê, die teelpryse wat dalk so 'n bietjie kan afkom, kan dit dalk beteken dat die teelprys afkom, maar nie noodwendig die manlike of die jagdiere nie. Definitief, so as jy kyk na die vraag na manlike diere bly daarso, maar soos ek sê, die ander een is nou nie teelprojek. Die ouens wil nie graag nou hulle vroulike diere jag of verkoop of ietsie, want hy het tog 'n plan met dit. So ek dink jou manlike diere gaan nog steeds sy prys handhaaf, hy gaan nie groot spronge hê nie, maar jou definitief jou vroulike diere dink ek op hierdie stadium gaan redelik stil staan. Die ouens wat wel vang op groot plase of kan ek sê massavangst
so daai diere is nog regtig gaan in die mark kom, maar in 'n minder mate ook. As jy kyk na blesbokke, daar's 'n redelike goeie vraag na blesbokke want is of wat 'n Sien die pryse sondagbokkie, bietjie op, ja. 'n sondagbokkie, verstaan. Ja. En die getalle van Vertel vir blesbokke, ons bietjie hoekom dinge noem jy dit 'n sondagbokkie. kyk almal wil, maar jy weet self, so ek sê jy moet as jy kan nie net gaan jag nie, jy moet al iets saambring ook van die jag. Okay. So behalwe leë koelboks. So ja, die ouens is Saterdagmiddag het hy nog niks geskiet nie, dan skiet hy gou 'n blesbok. Of verstaan, ek is 'n groot voorstander van blesbokvleis, is een van die beter vleis van die wildspesies, maar dit is 'n makliker dier ook om te jag en dit is omdat hy op die vlakte loop. Hy loop nie in 'n bos nie, so die ou kan hom nog skiet. So as jy gaan kyk, dis nie 'n makliker dier om te jag nie, maar ja, ek dink hy het sy plek om 'n mark te vul. Dis hoe ons dit die sondagbokkie noem, want jy het Sondag gaan jy met iets terug. Ek het gesien sy pryse is bietjie op hierdie afgelope week gewees en ek gaan gou met die bakkie ry voor hier Sondag terugry en Nee, dit is definitief as jy gaan kyk wat die blesbokke se pryse gemaak. Ek dink dit reflekteer nie altyd werklik hoe dit was nie. Blesbokke was laas jaar R2.500. Ons kyk nou rondom R4.000 vir 'n ooi. Ja. So dit is 'n groot sprong wat daar gebeur het. En ek dink jy wat self uit die Vrystaat uitkom, ken hy vlaktes. Daar was vlaktes en vlaktes vol blesbokke. Daar is nie meer nie. ja, is nie meer. Jy kry nie daai groot vangste meer wat jy 100 blesbokke op 'n slag vang. Dit raak al hoe minder en al hoe minder. En die skaapboere hou nie altyd van 'n blesbok of 'n springbokkie want hy vreet die beter gras op en goeie so. Ja, nee, ons het gesien. In terme van volgende jaar, bietjie die bemarking, jy weet, hier's nou baie diere wat geteel word, daar's bietjie terugbeweeg na kleurvariante toe. Vir volgende jaar, hierdie diere gaan nou al volgende jaar meer in die mark inkom. Waarvoor moet ons produsente of ons boere uitkyk? Ek dink definitief bemarking is 'n ding wat jy lank voor die tyd moet doen. Baie ouens het nou gaan diere inkoop, kleurvariasies en hulle gaan nou weer teel, want die pryse soos ons vir hulle deurgee is op 'n goeie vlakke. Maar wat gebeur as daar volgende jaar Augustus maand 100 dapper rooibokke in die mark kom? Of 200 swart rooibokke ewe. Ons sê ouens wat 100 dapper rooibokke nou gaan jag nie op hierdie stadium teen die huidige pryse nie. So ek dink dit die ouens moet hulle posisioneer en kyk wat is hulle langtermyn. Dis maklik om te sê luister ek het nou geld gehad en ek het 'n een kleurvariasie dier gaan koop en ek gaan nou teel met hom. Maar wat is jou beplanning daarna? Ek dink die ouens moet regtig gaan sit en die boere moet gaan kyk wat wil hulle met daai goed bereik. Om 'n quick buck te gemaak in die wildbedryf is die grootste fout wat die ouens kan maak. Ek dink dis wat jare terug gebeur het. Daar was ouens wat geld ingesit het en hulle het vinnig 'n paar rand gemaak en as ouens wat baie seer gekry het. Want hulle het gehoor Koos het dit gehad en hy het 'n klomp geld gemaak en nou het hulle half op die agterkant van die trein geklim. En toe dit op 'n bemarkingsseisoen kom, toe verstaan hulle maar Koos kry nog steeds vir sy diere redelike prima, kry my nie die verkoop nie. So ek dink die ouens moet daai beplanning gaan doen en seker maak wat hulle met hulle diere wil. Ek sê altyd, jy doen 'n beplanning op 'n minimumprys. Jou jaarbeplanning, jy doen dit nie op 'n maksimumprys. Ja. So die ouens moet gaan besef, hy kan nie daar bly waar hy tans is nie. Dapper ramme kan nie oor 100 reis nie. Dink jy ons pryse is nou amper op 'n hoër vlak, dat ons amper weer, hoe kan ek sê, 'n paar jaar terug se scenario nou weer in 'n rigting stuur? Definitief, as ons kyk na ons pryse dit gaan definitief hoër as wat dit was 'n paar jaar terug. As jy gaan kyk na die kleurvariasie, op 'n stadium was daar nie, nou is daar weer amper te veel al. So as ouens nou weer leer om dit amper te jag, of hulle wil dit jag, maar daar is nog steeds daai, kan ek sê, 'n ceiling wat hulle bereik het op sekere goeder. Die Amerikaners ek sê ons die Amerikaners, die Internasionale mark ja. kan net soveel betaal vir 'n bok, verstaan. So ja, en van die 10 ouens wat inkom, gaan dalk 2 of 1 dalk ons bly nou maar by die dappels kan jag. Al bly 'n mooi dier en bly iets anders ter en soos ek jou sê, dit definitief het 'n ware toevoeging tot jou grond. Wat ek altyd sê, al gaan hulle 20.000, hy bly meer as R5.000 vir 'n gewone ram. So daai is maar die ouens moet gaan sê wat gaan hulle met daai goed doen. So ek dink dit is belangrik as jy gaan kyk na dit. As ons kyk na die goue beeste. Op hierdie stadium is goue beeste meer beskikbaar amper as wat gewone blou beeste is. Sure. Dis vir my een van die vrae wat ek nie kan antwoord kry nie. Ja, die pryse is nog steeds. Die prys kom nader aan mekaar. Die goue beeste ouens wil nie hulle prys vroulike diere laat afkom nie. Maar daar is die blou beeste koeie in die mark nie. En ja, so ek sê gaan dit nie dalk nou weer 'n ding is wat verskriklik duur raak nie. Gewoon nou blou koeie het regtig. As ek kan op hierdie stadium as jy kan kry, gaan hulle omtrent dieselfde as wat goue koeie gaan. Dit is die ding verstaan. Ek kan nie verstaan. Hy beweeg altyd. So vir my so interessant hierdie vraag en aanbod scenario's en hy beweeg soos die aanbod afgaan, kom die pryse weer af en hy's so 'n vloeibare situasie, maar dit is so belangrik om dan jou beplanning te doen, want jy gaan nie net
100 gou wildebeeste in die mark druk en dink die prys gaan self toe. Nee, hulle gaan nie. Ek het vanoggend met 'n ou gesels wat op die wilds aanbieding gou wildebeeste koeie sê vir hom dis die markprys op hierdie stadium. Sê maar hy kan nie verkoop vir dit nie. Maar as jy nie wil verkoop, daar's ander oor dit gaan doen. Ja. Want daar is net nie te veel nie, maar daar is minder bloulees koeie amper as wat daar goue wildebeeste koeie op hierdie stadium is. Ja, dan moet hy meer gaan. As hy skaars is, dan moet hy seker meer gaan. So ja, ek sê op die eind van die dag is hy net oorgetrek met 'n ander kleur vel. So op die eind van die dag moet jy gaan kyk waar is hy mark en wat gaan gebeur staan. Dis jy sê wat 'n paar jaar terug gebeur het, ons het buffelkoeie begin uitskiet. So daai proses is besig om gedoen. As jy kyk na swart-witpense. Swart-witpenskoeie was op 'n stadium 6, 7, 8.000 rand, 12.000 rand. Ja. Nou raak hulle weer regtig prys as gevolg van die manlike diere wat se prys opgegaan het. En ook 'n sybelbul kan eers skiet hier van 6 jaar af, regtig. So jy moet hom vir 6 jaar kan dra regtig ja. 'n wins uit om te verkry. So maar ten minste het jy iets nodig om te teel. Dis hoekom wil swart-witpenskoeie se pryse opgegaan het. Franco, daar's 'n bietjie kontroversie wat jy het vir my van die goed aangestuur is. Ja, as jy dalk vir ons 'n bietjie meer as jy dalk vir ons meer kan vertel oor dit en dit gaan maar 'n bietjie oor die internasionale jagters, die Amerikaanse jagters spesifiek wat dan nou meer betaal vir bokke hierso. So ja, as jy dalk vir ons 'n bietjie meer kan. Ja, dit is 'n moeilike situasie. Ek sê ek gee nie vir niemand airtime wat dit nie verdien nie. Ek sê gee vir 'n tou, hy gaan homself ophang. En hierdie het dit nou is besig om dit reg te kry. Ek dink dit baie van die wildbedryf sal nou weet ja, waaroor gaan dit. Dit gaan maar oor Amerikaanse ek wil amper sê laaitie. Maar dit is nie so seker. Maar wat opinies nou het oor die pryse, hoekom betaal hulle meer? Hoekom moet hulle dit doen? Hoekom moet hulle meer betaal? Hoekom moet hulle vir dit betaal? Hoekom kry hulle nie dit nie en so aan. En ek dink dit my uitnodiging aan hom is en ek sit in Afrikaans, iemand kan dit vir hom gaan vertaal. Kom koop jy 'n plaas in Suid-Afrika en bestuur jy jou. Ja. Maak van hom 'n jagplaas en kyk of jy kan oorleef met die kamstige pryse wat jy sê die ouens moet betaal so. So ek dink dit en wat vir my baie Nou 'n ander koste struktuur om 'n Amerikaanse jagter hier te host as 'n Suid-Afrikaanse jagter eintlik dan nou, want jy moet natuurlik al daai internasionale skoue gaan bywoon, jy moet daai jagter kry. Hulle word heeltemal anders hanteer amper. Dis twee wêrelde eintlik uitmekaar. Heeltemal, die wetgewing verskil heeltemal. Met 'n Afrikaner hoef jy nie 'n outfitter of 'n PH of wat te wees nie. En met daai moet jy van die wetlike aspekte moet jy dit wees. So ek dink is maklik om seker goed kwyt te raak en te sê ja, kos maak so, jy moet dit doen en hoekom vra julle dit? As ek Amerika toe gaan ek betaal vir as ek 'n whitetail wil gaan skiet. Ek gaan hom nie soos hulle op 'n tag kan kry of goedkoper nie. Ek gaan betaal. En ek dink die mense moet besef ons het hier met twee goedjies. Heeltemal twee wêrelde, soos jy sê, verskil. En wat my half hartseer maak van hierdie ding, die oorseese kan ek sê organisasies, is afhanklik van Suid-Afrikaanse jagters of wêreldse jagters. Want jy kom nie op 'n skou in of by 'n chapter as jy nie 'n donasie gee nie. Dis geld uit jou sak uit wat jy moet skenk dat hierdie ou kan survive. En die ouens laat toe dat ouens sulke stellings kan maak. As jy nie elkeen het seker sy meriete vir die goeders, maar waar is ons custodians, ons FASA, ons swart jagtersvereniging of PH's, outfitters, SA jagters. Ja, SA jagters is nog baie jare altyd nog teen die kleer goed gedoen. Maar oor die pryse. Ek dink ons professionele organisasies moet hulle voet neersit vir sulke goeders. En sê luister net soos ons 90% van ons biltongjagters of 70% van ons biltongjagters verloor het as gevolg van die prys wat opgegaan het. Nee. Net so voel ek, as jy nie iets positief vir iemand kan sê nie, dan bly jy staan. As jy nie in sy skoene is nie. Dis hoekom ek sê vir daai ou kom koop vir jou plaas, gaan die uitgawes aan, voldoen aan die wetlike aspekte en dan kom jy terug en sê luister is wildboerdery die moeite werd. Soos ek sê, ek het net 'n maat van my gebel noudag, toe ek ook jy sê goed vir hom aanstuur. Toe sê hy vra nou, as ons dit nie op daai basis kan doen nie, is daar vir ons geen nut om met wild te boer. Ja. En dit gaan nie net oor uitlatings wat gemaak word, dit gaan oor om kan ek sê 'n nalatenskap of teel van diere of wat nie. Dis 'n besigheid. Net so mense sal altyd daarvan hou om seker goed af te laai wat doodgeskiet word, dat jy weet gaan doodgeskiet word. Maar dis nie mark. Op die eind van die dag werk ons in 'n jagmark. As daai som nie gaan klop meer nie, gaan niemand dit meer doen nie. Ja. Net soos Amerika. As ons praat baie oor daai veilings wat hulle het van die wildbedryf. Zebras $9.500, $12,000. As kies wat hulle op 'n baie aanbiedings gaan. Ja. Dan laat jy dit daar gaan skiet. Jy kry nie daai
Afrika experience of wat ook al nie. Baie van die goed is dalk nie meer in vrye areas nie, nog steeds in of wildsplase. Goeders, maar nog steeds jy kom uit. Dis 'n behoefte wat dink ek wat die ou het. En ek dink van die Amerikaners het ook gesê hulle steur hulle nie daaraan nie. Maar ek dink dit wanindrukte. Nou word jy gedreig deur hierdie ou wat sê hy gaan dit ontbloot en hy gaan dit ontbloot en hy kry airtime daaroor. En ek hou nie daarvan nie, verstaan. Ja. As jy dit nie self kan doen nie, moenie vir iemand anders gaan blameer nie, verstaan. As dit nie op hierdie stadium, hierdie is 'n podcast, ons verdien nie geld uit hierdie nie, maar hy kry lokreaksie uit. En hy kry geld vir wat hy doen. So hy moet kontroversieel wees. Hy klink soos ons politieke ouens. Hy maak 'n stelling en hy klim van die verhoog af en almal beklei oor dit. Maar op die eind van die dag, elke ou wat 'n kommentaar lewer of 'n view kry of wat ook al kry geld vir. En ek dink dis die lelik van die bedryf. Ja. Waarvan ek nie hou nie. Ek sê kom ons bou die produk ding saam op. As jy wil stellings maak, gaan plaas jy eers in daai ou se skoene. Voor jy kan sê luister jy maar 'n taxi driver, ons noem dit nou maar so, dis 'n baie ding in Suid-Afrika. Hoekom doen hy dit? Verstaan baie keer hoekom gebeur goeie. Is dit baie keer net as gevolg van wetgewing wat nie voldoen wil word. Dis die probleem wat ons het met sulke stellings wat gemaak word. En ek sê nog steeds, ek as 'n individu of jy of wie ook al, het nie die mag om hou en aan te vat nie. Maar as 'n organisasie in Amerika, kom sê nou maar SCI, Dallas, Houston, Sheep, alle ouens, die ou gaan aanvat. En sê luister nie, maar jy begin nou met ons goed karre. Want as die Suid-Afrikaners gaan terugstaan en sê luister ons onttrek ons donasies aan julle. Wat gaan van daai organisasies word? En ek dink dis 'n groot probleem wat daar is hierdie donasiejagte. Hoe gouer dit afgeskaf kan word, dat die ou waarlike waarde kan bepaal. Ja, jy wil die ou hê, maar nou moet jy 'n ou persent gee wat hy by jou kan kom jag. Ja. Dit maak ons nie vir my sin nie. Is dit volhoubaar? Ek weet nie. Dit vir my tyd af wat ons gedoen het, is almal daar teen, maar jy kom nie op 'n skou as jy nie donasie gee nie. En ek dink daai storie moet ons net van hulle kant af moet hulle ook optree teen sulke vals beskuldigings. Kom ons noem dit maar so. Aantuigings. Ja. Amper. Ja, geen ultimately is ek nou van die ekonomiese oogpunt af kyk en dis tog vraag en aanbod. As die ouens vir dit wil kom jag, dan is dit die regte prys gewees. As die wêreld nie vir dit wil kom jag nie, dan sal die prys in elk geval wel afgaan. So vir my is dit 'n goeie vraag en aanbod situasie. En mense moet ook in ag neem die rand is natuurlik baie swakker en al daai tipe goed. Daar's 'n klomp aspekte wat mense moet na gaan kyk. Maar ja, dit is 'n storie wat mense verseker kan sien uitspeel en hopelik aan iets gedoen word. Maar baie dankie vir jou tyd op. Nee, sies, ek wil net aan daarvoor die afsluit. Wil ek net sê ook, ons het die produk. En soos jy sê, dit vraag en aanbod. Kom geniet die produk wat daar is. Daar's jare en jare se effort ingesit om dit daar te kry. Moenie dat individu 'n opinie begin vorm wat 'n leek gaan glo nie. Ja. En ek sê dis die ding. So die boere moet aangaan waarmee hulle is. Hulle doen baie goeie werk en ja, op die toekoms sal leer wie was reg geweest. Ja. Dankie. Dankie Franco, baie dankie vir jou tyd vandag. Baie dankie dat jy hierdie week ingeskakel het. Skakel gerus in volgende week wanneer ons weer vir jou die nuutste nuus en pryse in die wildsbedryf van Suid-Afrika bring. Tot volgende week.